Goeiedag François, lekker om weer te carry by jou op Rodebloem. Ons staan nou net in die vooraan van planttyd, dinge begin nou gebeur. Vertel my so 'n bietjie meer oor wat doen jy als op Rodebloem om planttyd gereed te wees vir die dinge en wat se troosting gebruik jy? Ja, Lo, daar's mos nou maar baie maniere van 'n ding doen. Nou ek glo ek doen die regte ding hierso op Rodebloem en gebruik die regte toerusting, so dit is maar belangrik. Die voorbereiding van planttyd begin mos nou eintlik nou al na oestyd. So dit begin by die stroper en jy moet kyk dat alles reg daar gebeur sodat jy nie te veel van die vorige jaar se sade op jou grond is nie. En dan sê een van die belangrikste dinge is maar onkruidbestuur vanaf oestyd tot nou waar ons is by planttyd en laat jy dit reg doen. En ek dink dit is seker die grootste ene, want aan elke aksie wat plaasvind is daar maar finansiële uitgawe aan betrokke, maar 'n mens kan nie sonder dit nie. So ja, ons doen die voorbereiding van die lande, daar's party sleep ons, party gee ons 'n ligte tandbewerking, party brand ons soms as dit nodig is, hang maar af wat die behoefte is. En ja, dan begin ons maar letterlik deur ons saad te bestel, ons kunsmis te bestel, te onderhandel vir die regte pryse. En dan dink ek moet jou beplanning maar reg wees, laat jy weet wat jy wil doen, laat jy nie die oggend opstaan en nou sien o, griet, ek moet nou dit doen nie, maar laat jou tydlyn en jou beplanning voor die tyd reg is en jy weet waarmee jy wil begin en waarmee jy eindig. So ja, tradisioneel begin ons maar eers hierso met weidings. Ons is nou vanjaar in fase 1. Ek het die swakste grond op die plaas gaan identifiseer na die beste van my vermoë met tegnologie wat beskikbaar is. En daar gaan ek eers met so 'n duur implement in nie. Dis hy is op 'n hele ander bestuursprogram as my A-kampe, as ek dit so kan stel. En ja, ons kyk maar om daar weidings in te kry vir ons skape, want ek wil hulle op die swakste grond laat loop. Ek wil nie hulle op my beste grond laat loop nie. So daai gedeelte is heidaglik afgehandel en dan gaan ons na ons B-kampe toe waar ons aangeplante weidings doen wat hoofsaaklik maar peulgewas is om die grond 'n bietjie te verbeter. So daai fase is afgehandel en hier heidaglik waar ons nou staan gaan ons nou met 'n kamp haver kuilvoer begin wat ons dan nou plant vir kuilvoer doeleindes en ja, dan tradisioneel gaan ons oor na die canola toe en as die canolaatjies klaar is begin ons maar met die langgroei korings en daar's mos verskillende stadiums maar van lengtes wat hulle groei en ja, dan gaan ons vinnig oor na die gars toe, maak dit klaar en dan eindig ons weer met die kortgroei korings. So dit is maar hoe ons dit doen hierso op Rodebloem. François, ja, ek moet sê, ek dink ons 2023, 2024 somer was 'n baie interessant een deur die Oeverberg. Ons het meer reën gekry as wat ons normaalweg kry in die tyd. Sommer van nuuskierigheid, hoeveel onkruidbespuitings moes jy omtrent deursit in die seisoen wat verby is? So dat elke ou se behoeftes is anderste en soos ek sê, ek probeer met so min as moontlik chemie wegkom, maar op van die kampe het ek al een bespuiting in en daar waar ek my onkruid afhangende van wat daar is, partykeer is dit net opslaggraan. Dit bestuur ek met die skape en ek sit 'n groot trop skape in sodat ek nie 'n bespuiting noodwendig in Januarie, Februarie hoef te maak, maar laat ek kom dalk net voor saaityd kan maak. 2023 was 'n uitdagende jaar en hierdie jaar glo en vertrou ons gaan dit 'n beter jaar vir ons wees en ja, jy kan alles hier reg doen en jou beplanning en tydlyne en chemiebespuiting alles kan reg wees, maar op die ou einde van die dag is daar 'n hoër hand as ons in beheer en ons bly maar op ons knieë, so ons moet net sorg dat ons alles reg doen en ek dink dit is die belangrikste gedeelte van planttyd, dat jy alles in jou vermoë doen en die res sal kom van self. François, baie dankie vir jou tyd. Dit is altyd lekker om by jou te kuier op Rodebloem. Dit is 'n besige tyd van die jaar, so ek gaan nie verder ophou nie. Kom ons spring aan die werk. Dankie Loot.